Baie van die hedendaagse wêreldse wysheid klink soos 'n rekeningkunde les. Hou jou balans positief, jou kas vol en beskerm jou hart teen enige moontlike gebeurlikhede. Maar die wysheid van God is 'n fontein, nie 'n kluis nie. Dit vloei oor, maar anders as 'n koppie koffie wat vol is en mors, stort God se fontein genade. Dit gee oorvloedig sonder om boek te hou. Advent is die seisoen waarin hierdie waarheid helder skyn. God het nie suinig gekom nie. Hy het oorvloedig gekom. Die Here waarsku ons in Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Die weg van die wêreld lyk slim. Hou jou tyd vir jouself, jou geld vir jou gemak, jou liefde vir die wat dit verdien. Maar die einde van daardie pad is 'n hart wat krimp tot 'n koue klip. God se wysheid is anders. Die een wat saad voorsien aan die saaier, sal ook alles wat jy nodig het vir jou voorsien, leer ons in 2 Korintiërs 9 vers 10. God se ekonomie is nie 'n begroting wat kan opdroog nie. Dis 'n fontein wat nooit ophou vloei nie. In die geloofsbelijdenis van Nicea bely ons dat Christus ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal het. Hy het nie 'n bietjie van homself gegee nie. Hy het homself heeltemal gegee. Hy het nie net 'n handvol genade gegooi nie, hy het 'n oseaan van genade laat stort. Ja, Christus se menswording is die grootste daad van vrygewigheid in die geskiedenis. Die ewige wat tyd betree, die almagtige wat swakheid aantrek, die onmeetbare wat meetbaar word in 'n krib. En dis nie suinigheid nie. Dit is buitensporige liefde. Die wêreld dink dalk dat God 'n boekhouer is wat ons vreugde demp deur ons te herinner aan ons skuld. Maar die waarheid is dat God 'n kunstenaar is wat kleur mors oor die doek van die skepping. Hy is nie 'n pretbederwer nie. Hy is die bron van alle vreugde en feesviering. Die duiwel se eerste leuen was dat God iets van ons terughou. Maar Advent skree die waarheid. God hou niks terug nie. Hy gee hom homself en hy gee oorvloedig. En tog, hoe dikwels leef ons nie asof God suinig is nie. Ons kla oor wat ons nie het nie. Ons is bang om te gee, ons hou ons tyd en ons liefde vas soos 'n skat wat kan verdwyn. Maar die evangelie roep ons om anders te leef, om te gee soos God gee. Nie uit armoede nie, maar uit oorvloed. Nie met touwtjies nie, maar met oop hande. Want elke keer as ons gee, weerspieël ons die hart van die Vader wat sy seun gegee het. Nou, hoe leef ons hierdie wysheid? Eerstens, deur te gee sonder vrees. Gee jou tyd, jou aandag, jou hulpbronne, gee jou liefde aan die wat dit nie kan terugbetaal nie. Tweedens, vier God se oorvloed. Moenie kla oor die drukte van die feesseisoen nie. Sien dit as 'n kans om oorvloedig te wees in gasvryheid en in vreugde. En derdens, vertrou die Here se woorde in Handelinge 20 vers 35 as hy sê, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Advent roep ons op om met oop hande te leef. Want die kind in die krib is die bewys, God is nie suinig nie. Hy is oorvloedig in liefde en as hy so gee, dan wil ek ook oorvloedig gee. Kom ons bid saam. Here, U is die alleroorvloedigste fontein van genade.
Dankie vir u vrygewigheid. Maak ons in ons lewens in hierdie Kerstyd ook getuies daarvan, sodat u in en deur ons oorvloedige feesviering verheerlik sal word. Amen.